Goeiemôre gemeente. Baie dankie dat jy inskakel by vanoggend se erediens. Ons het die groot voorreg dat Kanaal 7 ook vir ons help met opnames van ons eredienste in hierdie tyd. Ons sê vir hulle baie dankie by name Wilke van 'n Berg vir sy groot moeite en Neil wat hom baie sterk bystaan. Dit beteken vir ons baie dat julle op hierdie manier ook diensbaar is in ons gemeenskap en in die gemeente spesifiek ook op hierdie platform. Ek groet julle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Ons drie enige God wat die wêreld geskep het, wat die wêreld verlos en wat die wêreld uiteindelik tot sy volheid sal bring. Amen. In Efesiërs 2 vers 10 hoor ons hoe die skrywer baie gefokus, baie helder kommunikeer oor goeie werke en wat dit vir ons moontlik maak. Ons is God se handewerk. Hy het ons in ons eenheidsband met Christus Jesus so gemaak dat ons die goeie werke wat hy vir ons bestem het, kan uitlewe. In ons nuwe preekreeks, 'n wyse lewe wat werk, kyk ons vanoggend na die tema doen goed. Ons het 'n hele paar temas in hierdie reeks wat vir ons regtig wil riglyne gee oor hoe om 'n wyse lewe te leef, 'n lewe wat regtig werk en wat vrugtevol en sinvol is, 'n lewe wat ons vervul. Vanoggend doen goed, juis omdat Christus dit moontlik maak vir ons. Kom ons kyk saam na 'n paar afkondigings om te kan sien waarmee God in en deur ons as gemeente besig is in hierdie tyd. Soos ek nou net genoem het, ons nuwe preekreeks, 'n wyse lewe wat werk. Ons tema sluit in, neem inisiatief, doen goed, wees wys in terme van die vriende wat jy kies, wees wys in terme van die eggenoot wat jy kies, bou sterk families en leef met medelee. Ons nooi uit om in te skakel by ons reeks hieroor. Baie dankie vir julle terugvoer en vir die manier hoe julle ook deel is van dit wat ons as gemeente in ons prediking op hierdie stadium doen. Ons herinner julle net daaraan dat ons 'n vroue Bybelstudiegroep het in die gemeente wat woensdae 6:15 tot so 7:30 by mekaar kom. Hulle laat hulle nou nie terughou deur die coronavirus nie, so jy kan ook aanlyn inskakel soos en wanneer dit nodig is. Jy is baie welkom, kontak gerus die kerkkantoor as jy wil deel word van daardie groep. En dan herinner ons ook sommer net weer aan die Oude Rustoord radiodiens wat gelei word deur Louis Conradie elke Sondag op kanaal 7 om 10:00 en ook op die DStv kanaal platform wat hulle het. Skakel gerus daarvoor in en moet dit asseblief ook nie misloop nie as dit vir jou enigstens moontlik is. Om saam te kan sing in lof en aanbidding van ons Skepper God is 'n reuse voorreg en 'n reuse lekkerte. Dit is iets wat ons emosies fokus, ons gedagtes rig en ons gemoed kalmeer ter voorbereiding ook van die prediking. So kom ons sing saam 3 liedere. Tel jou seëninge, aan U o God my dankgesange, lied 563, en laat ons met onsag hom noem, lied 111. Kom ons sing saam tot eer van God drie enig. As die lewensstorme woedend om jou slaan en jy gans ontmoedig vrees om te vergaan, tel jou seëninge, tel een vir een, en jy sal verbaas wees oor wat God verleen. Tel jou seëninge, tel een vir een, seëninge jou deur God geskenk. Tel almal, kyk wat God verleen, en jy sal verbaas wees oor wat God jou skenk. As jy ooit gebuk gaan onder sorg en pyn, as die kruis te swaar word en jou krag te klein, tel jou seëninge, dan vlug twyfel heen, en jy sien Gods goedheid laat jou nooit alleen. Tel jou seëninge, tel een vir een, seëninge jou deur God geskenk. Tel
wees oor wat God jou skenk. As jy let op ander met hul goud en eer, dink aan God, beloof jou nog oneindig meer. Tel jou seëninge wie dat pracht en praat, nooit die minste van die hemel kan behaal. Tel jou seëninge, tel een vir een, seëninge jou deur God geskenk. Tel almal, kyk wat God verleen, en jy sal verbaas wees oor wat God jou skenk. Laat dan al die stryd, die kruis, die bange nood, jou tog nie ontmoedig, God trou dis so groot. Tel jou seëninge, engele staan jou by, bied jou hulp en leiding na die ander sy. Tel jou seëninge, tel een vir een, seëninge jou deur God geskenk. Tel almal, kyk wat God verleen, en jy sal verbaas wees oor wat God jou skenk. Even
ons bid saam. U is die goeie God, en ons is in U beeld geskep. En daarom, wanneer ons goeie werke doen, voel ons goed. Ons is geskep met 'n groot aptyt en 'n groot kapasiteit om goed te kan doen. Juis ook in die woorde van Efesiërs 2, omdat Christus Jesus ons gered het, ons herskep het, ons syne gemaak het. Vader, sommige dae staan ons op en ons slaan ons vuis in die hemel in en sê, ek wil goed doen, geef my geleenthede, kom ons doen dit, kom ons hardloop met hierdie ding. Maar so dikwels word ons teleurgestel in ons goeie pogings. So dikwels verval ons ook maar in mismoedigheid en glo ons in daai Engelse uitdrukking wat sê, no good deed remains unpunished. Here, omdat ons mense is wat geskep is met 'n kapasiteit om te kan goed doen, maar ook mense is met beperkte vermoëns, beperkte hulpbronne, beperkte tyd en energie, is dit raadsaam vir ons om ten minste met 'n informele strategie, goeie werke en ons deel wees daarvan in hierdie wêreld te benader. Ons bid vir die leiding deur die Heilige Gees, terwyl ons nou deur die boek Spreuke beweeg en deur ander tekste in die Bybel beweeg, om vir ons goeie riglyne te gee, wanneer ons goed doen. Dankie dat ons U kan vertrou hiervoor, en dankie vir die wysheid in die skrif, wysheid rondom goed doen, wat ons ook wil help om ons lewe te laat werk. Ons bid hierdie dinge in diepe afhanklikheid van ons drie-enige God. Amen. In Spreuke 11 vers 17, wat ons teksgedeelte is vanoggend, hoor ons, 'n mens wat vrygewig is, baat self daarby. 'n wrede mens vernietig hom of haarself. 'n mens wat vrygewig is, baat self daarby. 'n wrede mens vernietig homself. As jy sommer net 'n Google search gaan doen van do good of good deeds, dan sal jy verskeie prentjies en fotootjies en animasies kry wat jou herinner daaraan dat as jy goed doen, dan voel jy goed. Die teoloog Hybels sê dit as volg: generally speaking, when we do good, we feel good. That doesn't mean we feel smug or proud or self-righteous. It means that we experience the calm and quiet and humbling inner awareness that we have just had the privilege of being a channel of God's love. Ek het eendag 'n gemeenteleier gehoor wat die storie vertel het van hoe hy gevlieg het van Chicago tot in Los Angeles. As ek reg verstaan, is dit 'n vlug wat ongeveer net so 4,5 ure moet vat. Dit het hom 18 ure gevat. 2 vertraagde vlugte, lang staan in rye om bagasie te kry, lang staan in rye om kaartjies gereed te kry, en so meer, die een stuk teespoed na die ander. Uiteindelik, na 18 ure se gesukkel, klim hy op die laaste vlug, hy sak met al sy moed wat in sy skoene saam met hom sak, in sy sitplek in. Baie verlig om uiteindelik op pad te kan wees huis toe. Hy sê dit so mooi en hy laat my lag as hy dit sê. Hy sê die oomblik toe hy in daai sitplek gaan sit, is die enigste ding wat hy wou doen, is hy wou sonde doen. Hy sê in Engels, the only thing I wanted to do was sin. Hy sê, hy het aan elke lelike moontlike woord in sy kop gedink wat hy kan dink om hierdie dag te beskryf. Ja, hy het die slegste gedink van almal onder die son. Hy was keelvol, hy was frustreerd. Dit was vir hom regtig 'n baie slegte dag vir die wind uit sy seile uitgehaal het. Terwyl hy so sit in sy sitplek, kom Spreuke 17 vers 28 by hom op. En omdat hy 'n Christelike leier is, 'n sogenaamde man van God, sê hy vir homself, selfs 'n dwaas kom wys voor, as hy 'n slag net sy mond hou. Hy sê in daai oomblik toe besluit hy, wel kom ek hou net my mond, in al my dwaasheid, dan lyk dit ten minste vir die mense rondom my,
asof ek wys is. Terwyl hy met al hierdie gedagtes in sy kop besig is, kom daar 'n vrou van vooraf aangestrompel in hierdie vliegtuig se klein gangetjie af. Sy het heeltemal te veel pakkies in haar hande. Haar een oog het 'n operasie gehad, so sy kan beswaarlik sien waarheen sy op pad is en waar sy moet sit. En soos wat sy loop, val daar 'n klomp goed uit en sy kom dit eintlik nie eers agter nie. En onmiddellik is hierdie gemeenteleier sommer net meer geïrriteerd. Omdat hy besig is om die slegste te dink van almal in elk geval, dink hy by homself, waar is die mense, die lugvaardinne wat moet help in hierdie situasie? Hulle is waarskynlik besig om almal agter in 'n hoekie te sit en kaarte te speel. Terwyl hy met hierdie gedagtes besig is, kom Spreuke 11 vers 17 weer by hom op. 'n Mens wat vrygewig is, baat self daarby. 'n Wrede mens vernietig hom of haarself. Hy het nie vreeslik wys gevoel in daai oomblik nie, maar hy het gekies om op te staan uit sy sitplek uit, die vrou se kaartjie by haar te neem en in Engels met haar te begin kommunikeer om vir haar te probeer aandui waar haar sitplek is. Soos wat hy begin kommunikeer met haar, kom hy agter sy kan nie 'n woord Engels praat nie, wat onmiddellik sy frustrasie en irritasie vlakke net nog meer deur die dak stoot, want nou kan hy nie eers in sy moedertaal kommunikeer met iemand wat hy wil help, vir wie hy eintlik nie lus is om te help, na 18 uur vlug, wat eintlik net 4,5 ure moes vat nie. Genoeg is genoeg, sou mens kon sê. Hy het die vrou in die hand gevat, hy het haar rustig na haar plek begelei, hy het haar gehelp om al haar handbagasie te bære, waar dit gebêre moet word, en uiteindelik het hy terug in sy sitplek gaan sit. Hy getuig dat die gevoel van warmte, vervulling en sin wat hy beleef het, die oomblik toe hy weer in sy stoel gaan sit het. Iets is wat hy baie selde voor dit of na hierdie belewenis in sy lewe weer beleef het. Wanneer ons goed doen, voel ons goed. Reg voor die inrit na ons huis toe, het ons buurman 'n boom geplant. Ek is nie seker wat se boom dit is nie, maar dit voel vir my, elke 3de week verloor hierdie boom al sy blare, en dan groei weer 'n klomp nuwe blare by, en dan moet ek en my kinders dan nou die blaartjies gaan vee, want dit lyk asof die eienaar van die huis waar ek bly, net glad nie omgee hoe dit lyk, soos wat jy inry by ons hek nie. Dis net blare en stof en 'n gemors. So het ek in die bietjie meer as 3 jaar wat ons daar bly, meer as genoeg gekerm daaroor, en op 'n stadium doodgewoon besef, dat as ek nie die besem vat nie, en as ek nie die moeite doen om beide die buurman wie se boom dit is, se blare te hark of te vee nie, my eie inrit se blare te hark en te vee nie, as ook die 3de buurman wat geaffekteer word daardeur, se blare te hark en te vee nie, dan gaan daai blare vir ons heeltemal oorweldig. Uiteindelik is dit nou al 'n ding wat ons as gesin, spesifiek ek en my seentjie, die meisies kom so soms by, maar ons doen dit en ons geniet dit. En dit is altyd vir my so lekker as ons dan die kinders later die aand bad en hulle is vol stof en hulle lyfies is vuil, om te hoor hoe hulle praat van hoe hulle kon help om blare op te vee wat nie eers hulle eie blare is nie. Wanneer ons goed doen, voel ons goed. As jy in hierdie tye van die coronavirus een van daai wonderlike mense is wat kos voorberei, nie net vir jou eie gesin en jou eie familie nie, maar ook vir die breëre Namibiese familie, jy gaan deel dit ook sommer uit. As jy een van daai wonderlike mense is wat besig is om vitamines te koop, dat die stof so staan, soos wat hierdie Namibiese wind nie stof kan opwaai nie, en jy deel dit uit aan behoeftige mense, soos wat jy aanlyn saam met ander gelowiges bid en hulle bemoedig, so weet jy en so sal jy bevestig, wanneer ons goed doen, voel ons goed. Hoekom is dit so? Omdat God goed is. God het ons geskep met 'n enorme kapasiteit vir goed doen, want ons is in sy beeld geskep, en ons het 'n groot potensiaal vir goedheid. Soms is die maniere hoe ons hierdie goeie dade doen, neem dit die vorm aan van baie geld, baie tyd, baie energie. Ander kere is dit gewoon 'n sagte aanraking, 'n sagte woord, of 'n sagte kyk van ons oë. Ons weet regtig dat dit so is. Ons siele word gevoed as ons goed doen.
As mense sulke verhale hoor en jy dink sommer aan die tye in jou eie lewe waar jy goed gedoen het en die goeie vrug daarvan geproe en beleef het in terme van vervulling, diep in jou siel, dan voel dit asof jy jou vuis in die hemel wil insteek en wil sê, bring it on, kom ons doen nog meer, wat kan ons doen, bring het. Jy is nog nie 30 sekondes klaar met hierdie een fenominale taak, hierdie een fenominale goeie ding wat jy gedoen het nie, dan is jy alweer gereed vir die volgende ding, en alweer gereed vir die volgende ding, en alweer gereed vir die volgende ding. En dit is nou nie so slegte idee nie, maar ek dink dit is nie 'n vreeslike volhoubare benadering tot hierdie wyse benadering in die lewe van om goed te doen nie. Omdat ons mense is van beperkte tyd en energie, omdat ons mense is wat regtig nie net masjiene of robotte is wat kan aanhou en kan aanhou en kan aanhou nie. Is dit dalk nodig, is dit dalk raadsaam vir ons om 'n bietjie meer van 'n deurdagte strategie te hê wanneer ons beplan om goeie dade te doen. So die vraag rondom hoe doen ek dit, wanneer doen ek dit, waar doen ek dit, aan wie doen ek dit en hoe gereeld moet ek dit doen, is die tipe vraag wat ek dink regtig belangrik is vir ons om oor te besin en oor te onderskei, sodat ons 'n antwoord daarop kan kry. 3 riglyne vanuit Spreuke, vanuit die skrif kan vir ons moontlik baie help hiermee. In Spreuke 3 vers 27 hoor ons dat ons nie moet wag om goed te doen aan iemand wat dit nodig het nie, veral as dit vir ons moontlik is nie. Dit is regtig baie belangrik dat ons dit moet kan doen vir iemand wat dit nodig het, veral as dit vir ons moontlik is. Ek dink daar's 2 verskriklike belangrike kwalifikasies wanneer ons na hierdie eerste beginsel vanuit die skrif uit kyk. Ek wil graag sommer so 'n bietjie gesels oor hoe dit vir ons moontlik sal wees om regtig moeite te doen en sinvol, volhoubaar te werk rondom goed doen, deur 'n kort gedeeltjie uit 2 Tessalonisense 3 vers 6 tot 15 te lees. In hierdie gemeente het dit ongelukkig gebeur dat daar gelowiges is wat dienswerk gedoen het, maar dat van hierdie mense dit misbruik het en so oorafhanklik geraak het daarvan, dat hulle heeltemal ophou werk het. Met ander woorde, hulle het dit nie eintlik regtig nodig gehad nie. Hulle was gewoon net lui, het nie verantwoordelikheid gevat vir dit wat hulle kon nie, en het misbruik gemaak van die goedheid, die goeie dade van ander gelowiges. In 2 Tessalonisense 3 vers 6 tot 15 spreek Paulus dit in geen onsekere terme aan nie. Broers en susters, ons beveel julle in die naam van die Here Jesus, om julle te onttrek aan elke medegelowige wat leeg lê, en wat nie leef soos julle by ons geleer het nie. Onttrek jou. Julle weet dat julle ons voorbeeld moet volg. Ons het tog nie by julle leeg gelê, of bedelbrood van enige een geëet nie. Inteendeel, ons het dag en nag hard gewerk en geswoeg, om nie vir enige een van julle 'n las te wees nie. Nie dat ons nie op versorging aanspraak kon maak nie, maar ons wou onsself as 'n voorbeeld vir julle stel om te volg. Toe ons by julle was, het ons uitdruklik vir julle gesê, as iemand nie wil werk nie, moet hy ook nie eet nie. Ons sê dit omdat ons hoor dat sommige mense leeg lê, dat hulle nie werk nie en hulle met ander persone se sake bemoei. In die naam van die Here Jesus Christus beveel ons sulke mense, ja, ons druk hulle dit op die hart, dat hulle rustig hulle werk moet verrig en so hulle eie brood moet verdien. En julle broers en susters, moenie moeg word om goed te doen nie. Daar is weer die goed doen. Verder, as mense nie ons opdragte in hierdie brief gehoorsaam nie, identifiseer hulle, vermy hulle, sodat hulle kan skaam kry. Moet hulle egter nie as vyande behandel nie, maar wys vir hulle die regte pad aan, soos medegelowiges met mekaar maak. Die eerste beginsel, as ons net 'n bietjie meer strategies, volhoubaar wil nadink oor goeie dade, oor die hoe, wanneer, waar, aan wie en hoe gereeld daarvan, sou hierdie as 'n eerste riglyn regtig vir ons sinvol kon help. Om mense wat leeg lê te help, sou mens moontlik kon sê, dis nie mense wat dit regtig nodig het nie. En om daai rede steek Paulus hierdie vlag op en sê, let op, moenie toelaat dat hierdie mense julle misbruik nie.
Die tweede riglyn wat ons uit Spreuke kry rondom goed doen, kry ons in Spreuke 16 vers 26. 'n Werker se honger motiveer hom of haar om te werk. Hulle behoefte aan kos dryf hulle. 'n Werker se honger motiveer hulle om te werk. Hulle behoefte aan kos dryf hulle. Een teoloog skryf as volg daaroor: Any acts of goodness that diminish the recipient's drive to work hard and meet their own needs are misspent goodness. It undermines people's development as responsible human beings and creates in them an unhealthy dependence on others. 'n tweede riglyn wat ons regtig kan help in ons benadering tot goed doen, in ons onderskeiding oor presies hoe dit lyk elke dag prakties in ons lewe, het daarmee te maak dat ons versigtig moet wees om mense oorafhanklik te maak van ons. Dit benodig sosiologiese en ekonomiese insig, sowel as geestelike onderskeiding om hieroor te besluit. As jy die voorreg het om vir 'n welsyns of 'n nuwensgewende organisasie te werk wat spesifiek mense wat in groot nood verkeer moet help nie, dan sal jy hierdie beginsel baie goed ken. Jy sal weet dat daar sekere baie belangrike riglyne is, sekere baie belangrike vrae is wat gevra moet word, voordat ons sommer net kan besluit om links en regs goed te doen. Enige iemand wat kinders het, weet dat terwyl ons graag wil voorsien vir ons kinders en dit uit die aard van die saak verskriklik belangrik is om te voorsien vir ons kinders, kan ons dit nie op so 'n manier doen dat ons kinders oorafhanklik van ons maak nie. Om byvoorbeeld nooit vir ons kinders die waarde van harde werk en om jou eie geld te kan verdien, sodat jy op daai manier vir jouself en jou geliefdes kan sorg nie, om dit nooit vir 'n kind te leer nie, doen 'n kind geen guns in hierdie lewe nie. Die derde riglyn kry ons daar in Lukas 14, vers 12 tot 14. Om nou so 'n bietjie na die Nuwe Testament toe te gaan, help ons regtig ook om te verstaan hoe ons hierdie goed doen 'n bietjie meer strategies kan benader. Toe draai hy na sy gasheer. Wanneer jy 'n middag of aandete gee, het hy gesê, moenie jou vriende, broers, familie en ryk bure nooi nie, want hulle sal jou beloon deur jou terug te nooi. Nooi liewer die armes, krepeles, verlamdes en blindes. Jy sal geseënd wees, want by die opstanding van die Godvreesendes sal God jou beloon, omdat jy hulle wat jou nie kon beloon nie, genooi het. Goeie werke met die hoop dat ons iets daarvoor terug sal ontvang, blyk nie 'n goeie werk te wees nie. Om die seniors te nooi, om die fisies of verstandelik gestremdes te nooi, is uiteindelik 'n manier waarop ons slegs 'n paar uur van ons reeds oorlaaide sosiale programme kan gebruik om mense te nooi wat nie gewoonlik genooi word nie. Die derde riglyn, in terme van ons nadink en ons onderskeiding oor goeie dade, het daarmee te maak dat ons nie net goed moet doen omdat ons iets goed terug verwag nie, maar dat ons juis goed moet doen omdat ons dit in diensbare, selfopofferende liefde vir ander mense wil gee. Let wel, daar is niks meer verkeerd om vriende of vriendinne oor te nooi, ook met die hoop dat hulle jou sal nooi nie, want jy wil bou in die vriendskap nie, maar om slegs met, as dit ware, selfsugtige begeertes en agendas goed te doen, is nie raadsaam nie. Dus, 3 riglyne, wanneer ons 'n bietjie meer strategies wil nadink, 'n bietjie meer volhoubaar wil beplan daaraan, om goed te kan doen. Nommer 1, moenie jou goeie dade misplaas nie. Nommer 2, moenie ongesonde afhanklikheid vestig nie. En nommer 3, moenie goed doen net om iets te ontvang nie. Miskien kan ons 'n 4de aspek bysit. Ons moet dit met onderskeiding doen. As gelowige mense glo ons dat die Heilige Gees ons in gemeenskap deur sy woord rig en lei. Wanneer ons wil besluit rondom goed doen, die hoe, waar, wat, wanneer, hoeveel, aan wie daarvan, dan is dit belangrik dat ons moeilike vrae moet kan vra as deel van ons onderskeiding. Vrae soos,
doen hierdie mense wat ons beoog of onderskei oor of ons hulle kan help, wat hulle sê, hulle doen op 'n effektiewe en eerbare manier? Is die organisasie wat ons beoog om te ondersteun verantwoordelik in die gebruik van hulle geld? Is daar byvoorbeeld geauditeerde state beskikbaar van hierdie organisasie waarna 'n mens kan kyk? Is die salarisse wat die personeel by hierdie organisasie verdien geregverdig? Of is dit byvoorbeeld 'n plek wat uitspattige salarisse gee aan mense in hulle organisasies? Nie net moet ons die moeilike vrae vra nie, maar ons moet ook soek en streef na die Heilige Gees se bevestiging. Daai innerlike kalmte en bewustheid dat ons wel op hierdie plek, by hierdie mense, op hierdie tyd en op hierdie manier betrokke moet wees. 4 belangrike riglyne wat ek glo vir ons kan help om meer volhoubaar, op 'n wyse manier, goeie dade te kan doen wat werk. Motiveer of demotiveer hierdie riglyne en hierdie waarskuwings jou. Elke slag, as ek en jy nie goed doen, soos wat dit vir ons moontlik is nie, verloor ons 'n geleentheid. Dit mag dalk wees dat die oorgrootste meerderheid onvervulde behoeftes, wat hartseer, gebroke harte, alleenheid en eensaamheid, hooploosheid veroorsaak, doodgewoon die gevolg is van goeie dade wat nooit gedoen is nie. So ons 'n geleentheid het om goed te doen, ons onderskei dat dit is waar ons betrokke moet wees, as gemeenskap, as trustees, as leierskap, as individue, het ons die bevestiging van die Heilige Gees, dat ons moet doen wat ons moet doen. Die moeilike vrae is gevra, ons het deur ons prosesse van onderskeiding beweeg, en ons is uiteindelik op 'n punt wat ons voel, dat ons nou voluit kan voortgaan. As ons so 'n geleentheid het, en ons gryp dit nie aan nie, is dit 'n hartseer dag. As jy goed kan doen, doen dit dus. Mense tereg kon vra, wat as ek 'n groot nood raak sien, en ek besef dit is nie binne my vermoë om iets daaraan te doen nie. Sê nou maar weens gebrek aan kundigheid, weens gebrek aan vaardigheid, weens gebrek aan geleentheid, gebrek aan tyd, talent, hulpbronne of energie. Wat dan? Hoe maak ek dan? Beweeg ek net maar van die een skuldgevoel na die volgende skuldgevoel? Nee. Ek dink as gelowige mense moet ons regtig kan vertrou dat God iemand anders sal oproep om daai taak te vervul. Ons sou goed doen in so 'n situasie om te onthou dat ons die voorreg het om as deel van die groter liggaam van Christus in hierdie wêreld diensbaar teenwoordig te wees. Dat ons nie alles vir almal te alle tye hoef te wees of kan wees nie, juis omdat ons deel is van 'n groter gemeenskap wat God wil gehoorsaam in hierdie wêreld. Kyk asseblief tog uit vir die donker grys wolk wat moontlik bo oor jou kop kan hang wanneer ons nadink en besig is met hierdie dinamika van goed doen, naamlik die donker en grys wolk van nooit genoeg nie. Jy is 30 sekondes klaar met 'n goeie daad, dan verval jy in 'n totale skuldgevoel, want daar's 'n hele wêreld vol nood en hulle word nie gehelp nie, en jy is veronderstel om hulle te help, en as jy hulle nie help, pleeg jy hierdie hoopsonde, en jy weet tog nou net nie hoe gaan jy met jouself saamleef as dit so gebeur nie. Oppas daarvoor. Jy is deel van 'n liggaam op aarde. Jy moet kan vertrou dat God ook ander mense oproep en gebruik om te dien en goed te doen in sy koninkryk. As 'n laaste paar gedagtes, miskien net so 'n ietsie rondom gesonde grense. Vir ons om op hierdie manier volhoubaar goed te doen in ons wêreld, is grense, gesonde grense, broodnodig. Die eerste een sou mens kon noem, jy moet niks meer doen en niks minder doen as wat God jou roep om te doen nie. Om 'n siek mens so 'n hospitaalbed vir 'n week te betaal,
omdat hulle dit nie self kan doen nie, terwyl hulle besig is om baie swaar te kry met die coronavirus, is 'n reuse daad van diens. Dis iets baie goed om te doen. Vir jou om nou so ver te gaan, om hulle in jou testament in te skryf, of as hulle uit die hospitaal uit ontslaan word, in jou eie huis in te neem, en pleegsorg vir hulle te gee, terwyl jy self voltyds moet werk, 'n jong gesin het wat jy kan blootstel, en baie kan afskeep, en uiteindelik self in 'n posisie kan kry, waar hulle baie siek kan raak, of regtig net jou afwesigheid baie sleg beleef, is dalk nie raadsaam nie. Om niks meer en niks minder te doen, as dit waarvan jy oortuig is, God jou vra om te doen nie. Jy is in die hand van die riglyne, wat ons vroeër vir mekaar gegee het. Die tweede gesonde grens, is om te onthou, dat jy omgee binne in 'n gemeenskap. Soms is jy die een wat die kos gaan gee, en soms is jy die een wat die kos gaan ontvang. Wanneer ons in 'n gemeenskap dien, wanneer ons met 'n gemeenskapsperspektief, 'n liggaamsmodel perspektief, diensbaar goed doen in God se koninkryk as deel van sy gemeente op aarde, dan kry ons nommer 1 meer gedoen, as wat ons op ons eie ooit kan doen, en nommer 2, ons word nie uitgeput, omdat ons die las alleen probeer dra nie. 'n derde gesonde grens, is om te onthou wat die grootste goeie daad is, wat enige een van ons ooit kan pleeg. Mense se grootste behoefte, is versoening met God in Jesus Christus. Deur die evangelie met iemand te deel, deur jou lewe op so 'n manier te leef, dat jy die evangelie deel, sodat iemand uiteindelik tot inkeer kom, en hulle lewe aan Jesus Christus gee, is die grootste, beste daad, wat ons kan doen in hierdie lewe. In Galasiërs 6 vers 9 hoor ons, moet dus nie moeg word om goed te doen nie, want as ons nie tou opgooi nie, sal ons op die regte tyd oes. Jy weet so goed soos ek, dat wanneer 'n mens goed doen, jy nie noodwendig altyd die reaksie kry, wat jy verwag het, of selfs dink jy verdien nie. Inteendeel, baie mense beleef dat wanneer hulle goeie dinge doen, hulle 'n baie slegte reaksie kry, of dit daarna dan nou self sleg gaan met hulle. So die gevaar is dan, dat jy moedeloos sal raak, dat jy sal sê, wat help dit tog? Wat help dit tog om goed te doen? Uiteindelik raak jy sinies en skepties, en dan eindig jy by jou selfgerigtheid. Jy gee net om vir jouself, en jy kyk net na jouself en joune. Soos wat ons eksterne wêreld kleiner raak, so krimp ons binnewêreld ook in mekaar. Soos wat ons eksterne wêreld kleiner raak, krimp ons binnewêreld in mekaar. Het is baie belangrik dat ons as gelowige mense onsself moet verfris by God, om te onthou dat hy die een is wat ons in Christus herskep, sodat ons 'n reuse kapasiteit het om goed te doen, 'n groot aptyd het vir goedheid. Dis 'n teenvoeter vir ons moedeloosheid, ons skeptisisme en ons selfgerigtheid. Ons moet leer om omgee te kan balanseer met onderskeiding. Om selflose gee met intellektuele dissipline te balanseer wat sê, dit is so ver as wat God van my vra om te stap hierin. Niks minder nie en niks meer nie. Slegs God kan ons lewens vul met goedheid. Word verfris deur God. In Matteus 25 vers 34 tot 40 hoor ons hierdie woorde en ek sluit daarmee af. Daarop sal die koning vir die aan sy regterkant sê, kom julle, want my Vader het julle geseën, kom ontvang julle erfenis.
Die koninkryk wat my Vader reeds van voor die begin van die wêreld af vir julle gereed gemaak het. Want toe ek honger was, het julle vir my kos gegee. Toe ek dors was, het julle vir my iets gegee om te drink. Toe ek 'n hawelose vreemdeling was, het julle my in julle huise ontvang. Toe ek niks gehad het om aan te trek nie, het julle vir my klere gegee. Toe ek siek was, het julle na my omgesien. Toe ek in die tronk was, het julle my opgesoek. Daarop sal die wat God se wil uitgevoer het om antwoord, maar wanneer het ons u dan honger gesien en vir u kos gegee, of dors en vir u iets gegee om te drink? En wanneer het ons gesien dat u 'n hawelose vreemdeling was en u in ons huise ontvang? Of dat u niks gehad het om aan te trek nie en ons het vir u klere gegee? En wanneer het ons u siek gesien of in die tronk en u opgesoek? En die koning sal vir hulle antwoord, ek verseker julle, as julle iets hiervan vir een van my broers of susters gedoen het, selfs al was dit vir die heel eenvoudigste onder hulle, het julle dit vir my gedoen. Amen. Here, dankie dat ons die geleentheid en die voorreg het, juis in tye van tekort, om goed te doen. Ons is egter mense met beperkte hulpbronne, energie en tyd, en daarom is dit vir ons belangrik om 'n bietjie meer strategies na te dink oor presies hoe ons gaan met die doen van goeie werke. Here, dit is regtig vir ons belangrik om onderskeidend nie ons goeie dade te misplaas nie. Dit is vir ons regtig baie belangrik om nie onnodige afhanklikheid te skep in die doen van goeie dade nie. En dit is vir ons regtig baie belangrik om selfloos goed te doen, nie net met 'n verwagting om terug te kan ontvang nie. Dankie dat ons wel kan weet dat U ons op so 'n manier geskep het dat wanneer ons goed doen, ons doen wat U vra. Dit is vir ons lekker om op hierdie manier onderskeidend gehoorsaam agter U te kan aanloop in hierdie wêreld. Wees ons asseblief ook hierin genadig, Here. Amen. Daar is geleentheid om die Here met jou offergawes te dien. Maak asseblief gebruik van die EFT opsie of Pay Today. Ons slotlied is vandag lied 516, al sou die vyeboom nie bot nie. Ek dink, is 'n goeie herinnering daaraan, dat ons God kan loof en prys, ongeag ons omstandighede, ongeag die realiteite, die uitdagende omstandighede wat ons in die oë moet kyk. Kom ons sing hartlik saam. Sou dan ook die vyeboom nie bot nie, al sou die wingerd sonder druiwe staan, die graan verdor, die vrugtebome wegkwyn, die beeste klein, vir alles nie vergaan. Nog sal ek juig en bly wees in my God. Hy is my hulp, hy gee my krag, hy laat my loop waar stierebok gaan, hy laat my vas en veilig staan. Vyeboom nie bot nie, al sou die wingerd sonder druiwe staan, die graan verdor, die vrugtebome wegkwyn, die beeste klein, vir alles nie vergaan. Nog sal ek juig
in my God. Hy is my hulp, hy gee my krag, hy laat my loop waar ek stierenbok gaan, hy laat my vas en veilig staan. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees jou rig en lei, sodat jy goed kan doen. Amen.